Ontklotter. Weg met die ou. En in met die nuwe. Het jy al met die bevryding gevind daarvan? Om, ek weet nie of julle ook van my kas het, daai kas, daar ergens in kantoor soek, ja, ek sien julle kan klaar verlaai. Ja, oké, hy sê daai laai. En die so optrek as ons die sleutels, die bosse sleutels en, ek weet nie wat als nie. Skroewedraaier, dis die laai, of die kas. As jy almal weet van, waar is die laai of die kas. En om so'n kas of keerkas op te maak, en eenvoudig sommige goed wat vir jou kosbaar en handig is gebou, en dit wat onnodig is, ontslaaf van jou. Of die garage van die laai, jy weet hoe moeilijk so stoor, dat al die goed is. Ja, Ons het nie die laai of die kas nie, ons het die kamer. Die kamer. Ek moet bely, dat ja, ons het by die pas in die beweende kamer, is een onbruik. En dit is so lekker, as ek so nie weet, ek in die beweende kamer, ek kan letterlik nie daar loop, en ek weet op 'n dag om die haai plek gewees moet doen. Maar so ja, mevrou Dominee, meneer Dominee, nou die dag, daai drare, ek kan nie 'n ding weggooi nie. Ek kan nie 'n ding weggooi nie. Sy sê, beloof vir my môre, ek sê, is reg beloof. Dis maak 'n kas reg. So, dis so lekker om 'n kas te maak, en al die hempies hang daar, al die baadjies hang daar, en dis nie so, ek wil sê, morsig gespot. Dit is net lekker. Om te ontklotter, geliefdes, die klatter. Ons het goed en al van ons lewens absoluut verstop. Ek bedoel nou in 'n geestelike sin natuurlik. As jy 'n gaarder is, 'n opgaarder soos ek, dis nie 'n sonde nie, ek het die Bybel gaan kyk, dis onmagtig is. Maar dit is dalk 'n sonde om verstop te bly, om geklatter te bly, om geklotter te bly. Dis nie ouers nie vanavond, dis bitter min van die wat nie ouers is. Dink ook terug aan jou kindertjies, toe jy nog klein was. Of 'n bietjie groter, daar's nog wat dink op klein kindertjies en groot kinders en ou kinders het wat self kinders het, en hulle kinders het kinders nog. Daai drome wat jy gekoester of nog steeds koester vir die kinders. Ouers ons hierdie drome, en dis asof mense as mens 'n kind kry, draai jou drome van selfverwesenliking en wat jy nog wil doen, eintlik op 'n manier weg aan jou kinders toe. Jy wil sien dat jou kind die beste sal wees in hulle belangstellingsveld, in wat te doen, dat hulle vreugde sal doen, dat hulle gelukkig sal wees, dat hulle volle potensiaal sal bereik as mens. Wat sy ouer wil, 'n greintjie minder as dit vir hulle kinders doen. Niemand, geen ouer. En so kos dit ook vir ons, dink nou aan die ure, dae, wat jy langs die sportveld neergebring het. Of in vergaderings gesit het, of miskien party nagte saam met jou kind gehuil het voor 'n eksamen. En ons sal enigiets doen. Enigiets. Dat ons kinders het selfverwesenlik. Ons droom ons kinders. Geliefdes, die Bybel leer vir ons het 'n Vader in die hemel. Dis hoe God homself voorstel aan ons. Nou hoor jy reeds waar hy sy pad met vanaand se boodskap. Die Vader in die hemel, sal hy nie dan ook 'n droom hê vir sy kinders nie? Jy is God se kind. En God het 'n droom vir jou. Efesiërs 5. Laat die Gees julle vervul. En sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Wat sou hierdie droom wees? Het ons 'n antwoord?
weet ons wat dit is. Kyk, as 'n ouer vir sy droomkinders kan stoot daai kind eintlik, dit open 'n nuwe horison vir daai kind. Die kind weet nog self nie eers wat sy of haar droom is nie. Maar met die ouers se ondersteuning, en ons sê baie ons moet backing, raak daai kind meer boekelijk as het kon wees. Dis 'n goeie ouer wat dit sou doen. God is 'n goeie ouer. En hy kyk in liefde na ons en hy wil ook dat ons in sy naam iets moet bereik in hierdie lewe. Die eeuwe was God se droom vir die mens, en is baie eenvoudig. God se droom is dat ons meer soos hy moet word. Ons moet vir God meer verteenwoordig. Dis wat Genesis 1 sê, Efesiërs 4 vers 24. Ek en u is geskape na God se beeld. Ons mensies wat hier sit vanaand, met al ons foutjies en grille en giere. Ons is dat die Vader se beeld geskape. Jesus kom verteenwoordig vir God op aarde. As die volmaakte voorbeeld van wat in ons eie lewens moet gebeur. Dis God se droom vir ons, dat ons meer soos Jesus sal lyk. That's it. Dis hoe God ons doen. As jy wil weet wat God se plan is vir jou, gaan lees die Bybel. Kyk hoe praat Jesus. Kyk hoe tree Jesus op. Kyk hoe dink Jesus. Kyk hoe het hy lief. Kyk hoe gee hy om. Kyk hoe lyk Jesus se verhoudinge. Kyk hoe lyk Jesus se ingesteldheid of sy stand teen sonde. En laat dit jou manier van wees en lewe. Dan beteken dit God het klaar 'n groot deel van sy droom van sy kind verwesenlik. Wil God as goeie Vader dat sy droom in ons waar word? Natuurlik wel. En wat doen hy dan sodat dit moet gebeur? Hy gee vir ons die Heilige Gees, ons 4 Pinkster. God self. Die Gees van God, die Gees van Jesus wil ek ook sê wat in ons harte kom bly. Kindertjies ons baie keer sê die Jesus bly in my hart. Maar ons het dan die Sondag sê Jesus is in die hemel. Ja, maar God is oral teenwoordig. Sy Gees is in ons. En ons aanbid nie 3 verskillende gode nie. Ons aanbid een God. Een God wat homself openbaar op 3 maniere aan ons. As die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Gees se plan vir ons is nie anders as die Vader se plan. En so ook nie as Jesus se plan en voorbeeld. Nou stel jouself voor. En dis altyd die maatstaf van wanneer is iets van God? Wanneer kan ons sê hierdie ding wat ek in my lewe wil sien gebeur is van God af? Sondag, etenstyd, pring, ons het in die etenstafel. Goeiedag pastoor, is dit pastoor Victor? Ek sê, ek's 'n dominee. Nee, pastoor, iemand het sê Wesgemeente is die kerk waar ek moet gaan. Ek sê, ja, vertel ek jy, hoe kan ek jou help en so? Ons is eintlik aan die etenstafel, maar gesels maar. Ek sê, eintlik dis vir jou Sondag. Nee, pastoor sal pastoor asseblief vir my kan profeteer en dat die Gees vir pastoor aanraak en pastoor vir my kan sê wat is fout met my. Ek sê ons mag gesels, ek sê ons sal uitvind dat is fout met jou, ons moet net 'n bietjie kyk wat jy agterkom en ek sal profeteer. Raak pastoor, sal pastoor, dankie. Ek sê ja, nee, ek profeteer elke dag. Ons vat die Bybel en dan lees ons kyk wat staan in die Bybel en dan ons sê dis God se profesie. Ons meet alles aan die Bybel. Vir ons begin met die Bybel, met God se woord en eindig daar. Daar is sy volle wil vir ons. Ek sal dit vir jou vertel. Nee, baie dankie pastoor. Ek dink ek kan maar ook so 'n bietjie enige ander nommers vir my van ander pastore. Ek sê jong, jy klink vir my weer 'n Pinkster kerk sal maar. Maar taamlik behoudend en konservatief wat die dinge aanbetref. Maar soveel word toegeskryf aan die Heilige Gees. En ek weet nie hoekom doen mense dit. Jy moet altyd die ratel dit skryf en
snaakse konijne wat goed gemaak en woord ontvang en of iemand gaan woord gee en snaakse weird goed mense, waar dit vandaan kom, weet nimmer. Weet jy wat die Pinksterbeweging is eintlik 'n relatiewe onlangse verwikkeling in die Christelike kerk. Hierdie verskriklik bedrewe klem op die bonatuurlike werking van die Heilige Gees in die sin van dat dit begin weer raak, kom eintlik eers hier uit die laat 1800s, vroeg 1900s uit. Dus die kerk ken dit eintlik nie. Die kerk is haar God, die Vader en die Vader se wil. En as hy ons Vader is en hy wil, het ons 'n droom, is die droom dat ons meer soos die seun sal word, soos Jesus. En hier is een uitstaande kenmerk van die werking van die Heilige Gees. Hy maak ons meer soos Jesus. Niks meer nie, niks minder nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Die probleem is egter, so graag as wat ons vanaand wil sê, ja, Here, hier is ek. En ons sou altyd onhou en sê, ons steek vir jou hande op wat julle lewens wie op nie vir die Here wil gee, kom hier voor toe. Ons bid vir mekaar, wat dit doen, wat dit means. Maar die Heilige Gees is in u hart vanaand. God ken elkeen van sy kinders. Hy weet wat u behoefte is. Hy weet wat u nodig het om te ontstop. En daar seker goed in ons lewens, ons gaan die res van die Pinksterrit daar praat, wat ons verstop. Eintlik kom dit maar neer op sonde. Want waar die lig van die Gees, die verlossing van Christus nie is nie, is daar angs en is daar moedeloosheid. En sukkel ons om vorentoe te beweeg. Ons boer nog in die verlede. Ons kan nie losmaak, ons kan nie skoonmaak nie. En die Heilige Gees kom maak weer ruimte vir ons. Kom maak ons kaste skoon, dat ons kan werklik lewe, dat ons meer soos Jesus kan word. Geliefdes, dis God se groot droom. Dis die boodskap van Pinkster en as jy vra, hoe lyk die lewe op wat is jy nie gehad? 9 of 7, 30, 40, 50, 80. Hoe ver het die Here al gevorder, die Vader, in sy doel in die lewe? Dan sien jy dan af tot wat sy mate u sal toelaat, dat God deur sy Gees in die werk. Hoor, dat God se droom vir u self te bly, hy wil vir u meer soos Jesus maak, hy nooi vir u uit, hy wil u aanraak.